Ek gaan vir ons lees uit Jesaja, daardie pragtige teks uit Jesaja 55. Kom, almal wat dors is, kom na die water, en wie geen geld het nie, kom koop en eet, kom koop sonder geld, sonder koste, wyn en melk. Waarom weeg julle silwer af, vir wat nie brood is nie, en bestee julle moeitevolle arbeid, aan wat nie versadig nie. As julle aandagtig na my luister, sal julle eet wat goed is, sal julle aan ryk kos verlustig. Maak julle ore oop en kom na my toe, luister, sodat julle kan leef. Ek wil met julle 'n ewige verbond sluit, getrou aan die bestemde geliefde vir Dawid. Kyk, 'n getuie vir die volke het ek hom gemaak, 'n leier, iemand wat bevel voer oor volke. Kyk, jy sal 'n nasie roep wat jy nie ken nie, en 'n nasie wat jou nie ken nie, sal na jou toe hardloop, terwille van die Here jou God, terwille van die Heilige van Israel, omdat hy jou verheerlik het. Soek die Here terwyl hy hom laat vind, roep hom aan terwyl hy naby is. Die goddelose moet van sy pad afsien, en die boosdoener van sy planne. Hy moet na die Here terugkeer, sodat hy hom genadig kan wees, en na sy God, want hy vergeef oorvloediglik. Ja, my planne is nie julle planne nie, en julle paaie is nie my paaie nie, is die uitspraak van die Here. Want soos die hemel hoër is as die aarde, so is my paaie hoër as julle paaie, en my planne as julle planne. Ja, soos reën en sneeu uit die hemel afkom, en nie daarheen terugkeer nie, maar die aarde deurdrenk en plante laat voortbring, dit laat uitspruit en so saad gee vir die saaier en voedsel vir die wat eet. Net so sal my woord wees wat uit my mond uitgaan. Dit sal nie vrugteloos na my terugkeer nie, maar doen wat ek wil hê en die doel bereik waarvoor ek dit gestuur het. Ja, met vreugde sal julle wegtrek en in vrede gelei word. Die berge en die heuwels sal voor julle in jubelkrete uitbreek, en al die bome van die veld sal hande klap. In die plek van doringstruike sal sipresse groei, in die plek van distels sal mirtebome opkom. Dit sal vir die Here tot roem wees, as 'n ewige teken sal dit nie afgekap word nie. Tot sover lees ons saam. Ek het as tema gekies daardie gedeelte dat die Here bereik sy doel volkome. Nou in vers 10 kom dit tot 'n groot mate, vers 9 en 10 kom dit tot 'n groot mate na vore. Die Here bereik sy doel volkome. Sy woord sal nie onvrugter sake na hom toe terugkeer nie. Nou word daar 'n voorbeeld gebruik. Daar word gepraat van reën. Die woorde gaan uit en soos reën wat val uit die hemel uit en terugkeer na die hemel. So sal God bereik wat hy wil bereik. So ek begin daar, want ek wil begin wat die teks oor God sê. Want die teks primêr handel oor die karakter, die wyse hoe God optree. En hoe hy dit doen is, hy kom in die lewe van mense in, van 'n volk in wat in ballingskap was, in hierdie geval verstaan ons dit, hulle is in ballingskap, en hulle is uitgelewer, en daar is nie veel hoop nie. En die rede hoekom hulle uitgelewer is, laat ons geen illusie daaroor hê. Die rede hoekom hulle in 'n krisis is deur hulle eie toedoen. Dis hulle maaksel, is hulle besluit wat hulle daartoe gebring het. So laat ons geen illusie daaroor hê. Ons hou daarvan om altyd die skuld by iemand anders te soek. Nou dra ons gevolge. Maar dit is so, many people, they will live by the decisions
thy mind. En dit is 'n geweldige hartseer ding as jy as 'n jong mens besluite geneem het wat dom besluite was en jy betaal ewiglik 'n prys daarvoor. Nou wat nou? Want dit is wat die teks ook in 'n sekere sin aanspreek. Mense wat so uitgelewer is dat hulle desperaat is, dat hulle oral oor gaan soek vir oplossings. En dan begin die teks deur te verduidelik, kom almal van julle, almal, die klem lê op die almal, sonder uitsondering, kom almal, kom koop, sonder om te betaal. Dan is daar 'n verwysing van, hoekom weeg julle af? Onthou nou, die gebruik van geld het eers in die Persiese tyd gekom, lank hierna, nie so lank nie, maar lank, tot 'n mate lank hierna, het dit eers in die Persiese tyd gekom. So wat hulle gedoen het is, jy het jou arbeid verkoop, en daar was byvoorbeeld silwer wat afgeweeg word. So nou het jy het arbeid, moeitevolle arbeid, jy het gewerk, en jy het iets gekry daarvoor, en nou kom jy, it's a bartering thing. Jy is besig om te onderhandel, en jy gee, en jy koop. In hierdie geval sê die Here, hy sê deur Jesaja vir die volk, kom almal na my toe, julle wat niks meer het nie, julle wat geen opsies meer het, jy wat op moedverlose vlakte is, jy wat daar is, waar jy vir jouself sê, hoe het ek hier gekom, hoe het ek sulke dom besluite geneem, hoe dit gebeur, maar ek is nou hier. Pas op vir daai verbittering. Verbittering is 'n ding wat ons almal kan beetpak. Dis 'n ding wat ons almal beïnvloed. Party mense is meer vatbaar daarvoor. Het julle al verbitterde mense gesien? Het julle al gehoor hoe hulle praat? Ek het in die bediening baie verbitterde mense mee te doen gehad. En hulle soek na 'n geleentheid om aan iemand anders iets te doen wat hulle voel aan hulle gedoen is, dat jy ook kan voel die pyn wat ek beleef. Jy sien dit op hulle gesig. Jy sien dit aan die manier hoe hulle lippe trek baie keer. Die kyk in die oë. Dis 'n tragedie. Bitterheid. As dit begin posvat in jou hart. Wat sê die Here? Jy het geen opsies nie. Jy het geen opsies oor nie. Dan is dit die teks vir jou vandag. Ek het op 'n stadium gedink, miskien moet ek begin. Ek dink nie ons moet eers oor hierdie teks praat nie, want dit is nie vir ons nie. Dit is nie vir een van julle. Want wie van ons sit hier so wat ons sê, ek is op daai punt wat ek niks meer opsies oor het nie. Ek neem nou maar net my toevlug tot die Here alleen. Dis die voorwaarde. As jy op daai punt kom, dat jy besef jou hele bestaan is eintlik maar gebou op sand. Dan is jy op 'n goeie plek, in die sin dat jy jou toevlug neem tot die Here. Maar kom ons sê dit vir mekaar, dis nie van almal waar nie. Party van julle het al 'n lang pad saam met die Here geloop, of laat ons dit beter stel, die Here het al 'n lang pad saam met julle geloop. En daar is al groei, en julle het hom al leer ken, en julle volg hom. Maar is die gesindheid nog steeds dieselfde, van om afhanklik te wees aan hom? Om voor hom alleen die knie te buig, dat hy in die sentrum staan van alles? Of is jy ook besig om te koop, maar jy kry niks, vir al jou moeitevolle arbeid nie? Jy kry eintlik niks. Kom koop, sonder om te betaal, wyn en melk. Kom na die water toe, kom kry, julle wat dors het, daar's water beskikbaar. Daar's wyn en melk beskikbaar, die beste wat daar is. Die heel beste wat daar is, sonder om te betaal. Hoe is dit moontlik? Hoe is dit moontlik? Dis absurd. Nie een van ons gaan verniet vir mense sommer net goed gee nie. Maar dit is hoe God is. In die kerk gee hy vry en verniet. Glo jy dit? Want dis die volgende stap. Jy moet dit glo. As jy kom na hom toe, dis die daad van geloof.
In hoofstuk 54 dan sê hy, ek het herstel, daar is vir julle genade. Hoofstuk 55 begin met 12 opdragte, uit vorme van uitnodigings, 12 van hulle. Ekskuus, ek het nou al begin preek en ek vergeet om vir julle, maar julle moet vir my net wys. Ek is so begeesterd dat julle nou eens agtergekom die preek het begin. Wie moet nog klassies toe gaan? Wie wil nog klas toe gaan? Ek maak verskoning. So gereed om vir julle hierdie teks oor te dra. So, waar was ek? Kom ek toets julle. Waar was ek? 12 opdragte, imperatiewe. Jaco, jy het mooi geluister. 12 in 7 verse. Maar dit het alles te doen met kom. So daardie opdrag is nie 'n harde opdrag nie. Dis in die vorm van 'n uitnodiging, maar dis 'n pleitende uitnodiging. Dis 'n roep. Moet in hemelsnaam nie jou lewe mors nie. Moenie jou begeef op 'n pad wat na niks lei nie. Moenie jou siel verkoop aan iets nie. Kom na die Here toe. Hy sê kom koop en eet die beste wat daar is. Ek onthou, was seker hier so in 84, 85, 86, toe doen ons hierdie teks in die Hebreëse klas. Ek sal dit nooit vergeet, oor die dosent wat het aangebied het, hy het kort daarna gesterf van kanker, wat vir my baie groot skok was. Maar hoe opgewonde hy daaroor was, oor hierdie hele saak van verniet. Kyk, vir 'n student is die woord verniet 'n belangrike woord, want jy het nooit geld. Kom kry vir jou die beste van wat daar is. Dis wat God sê. En hy sê dit in die vorm van 12 maniere, daai uitnodiging in die vorm van 'n opdrag, gaan lees dit weer. Kom en kom kry vir jou. Is dit sommer maar net mooi woordjies? Is dit sommer maar net 'n manier? Nee. Maar dan gaan hy 'n stap verder, en dit is 'n ontsaglike teks hier. Hierdie is 'n ongelooflike hoofstuk. Dan verwys hy na Dawid, van hoe hy 'n verbond en 'n verbintenis met hom gehad het. Hy verwys na die verbintenisse van die Ou Testament. Nou onmiddellik as ons dink aan 'n verbond, dan dink ons aan die wet van die Here, die Sinaï verbond of die Sinaïtiese verbond, toe daar 10 gebooie gegee was en daar was voorwaardes aan gekoppel. Maar dan kom ons by Dawid. En dan by Dawid maak hy van Dawid een wat 'n heerser word, 'n koning word. Maar die ooreenkoms wat hy met hom het, is eintlik baie eensydiglik. Dit kom net van God se kant af. Dat hy vir hom sê, ek sal dit doen. Ek sal dit veroorsaak, waar maak. Maar jy moet 'n witness, 'n getuie wees van wie ek is en wat ek doen. Dawid, jy gaan 'n voorbeeld wees vir mense van hoe lyk dit as God aan die werk is in hierdie lewe. Julle moet mooi dink oor hoe dit in mekaar steek. Hy het gesê, kom kry verniet. Hy sê, kom ek herinner julle aan Dawid. Ek het hom, God het hom. Sy woorde het nie onverrigter sake teruggekeer nie. Dit het sy doel bereik. Hy het vir Dawid staan gemaak in die wêreld en die nasies kon hom sien. En Dawid was 'n getuie, sodat ander mense hom kon sien van wat God doen. So jy leer vir God in die proses ken. Maar nou moet ons ook mooi gaan dink. As ons dink aan water, van die hele uitnodiging na water, dit is 'n kragtige beeld. Want in Johannes 7, wanneer die Here praat oor kom, by daardie hittefees, waar die mense hom wil doodmaak, waar hulle onder mekaar stry en beklei oor wie hy is, dan sê hy kom, hy roep 'n klip uit. Kom na my toe. Pleit dit, en ek sal vir julle water gee. Ek sal vir julle vrede gee. Dit gaan oor die hele konsep van die shalom. As jy na jou toevlug tot God neem, dan gaan dit oor die volledige herstel van jou lewe. Klink dit te goed om waar te wees? As dit so klink, dan preek ek reg. Dan dra ek die teks reg oor. As jy vir my sê, dit klink 'n bietjie airy-fairy, dit klink 'n bietjie bonatuurlik,
presies. Dis presies. Want dis die lewende God wat agter dit sit. Hy kan dinge doen en hy doen dinge wat ek en jy nie kan droom nie, wat ek en jy nie kan betaal voor nie. Hy doen dit, hy het dit klaar gedoen. Maar as al klare verwysing, as hy praat van die verbintenis in Dawid, dan die Heilige Gees is die een wat aan die werk is. Tradisioneel was dit geassosieer met die lewende water in die dorre woestyn, in die dorheid van die menslike bestaan. Die Heilige Gees is aan die werk. Maar primêr is daai kragtige werking van God wat aan die werk is, kom na vore in die knegg van die Here. Jesaja 42. So ek vat julle oor die hele Jesaja. Dit is 'n belangrike ding om te verstaan dat God openbaar hom en hy doen hierdie dinge primêr deur sy knegg, en dis Jesus Christus. Hoe kan hy vir mense sê, kom? Nou kan ons begin verstaan. Hoe kan hy vir mense wat in ballingskap is, wat deur hulle eie toedoen daar is, deur hulle eie sonde, hoe kan hy vir jou en my, wat deur ons eie hartvogtigheid al baie dom besluite geneem het, en al vir baie lank ver van hom afgeleef het, hoe kan hy vir ons sê, kom kry, verniet? Want Jesus Christus. Want hy het die prys betaal. Deur hom is daar lewe. Deur hom het daar bevryding gekom. Dis Jesus Christus. So die verbintenis met Dawid het al klaar, en daaroor is daar eensstemmigheid by die meeste kommentatore, dis 'n subtiele verwysing alreeds na 'n nuwe verbintenis. Toe Israel in ballingskap was, het hulle geweet, toe hulle in 'n moeilike situasie was, het hulle geweet, hierdie verhouding is gebreek. Hierdie verhouding, het sal nooit weer dieselfde is. Die verhouding tussen God en sy volk is gebreek, daai verbintenis, hulle het weggestap van hom, hulle het hom verlaat. So, daar's geen hoop meer nie. Niks. En dan kom hy selfe God, aan wie hulle dit gedoen het, en hy sê, kom almal van julle, en kom kry, kom koop, sonder om te betaal, die beste wat daar is, op grond waarvan? Grond waarvan? Van wat Jesus Christus vir jou gedoen het. Vir elkeen van julle gedoen het. Vir my gedoen het. Dis hoekom ons vandag hier is. Omdat hy vir jou en my gegee het, wat ek nie verdien nie, wat ek nie kan koop nie, wat ek nie wou gehad het nie, wat ek nie verstaan het nie. Maar, as jy na hom toe kom in geloof, en dit moet die jong mense onthou, jy moet dit nou onthou vandag, en jy moet dit oor 10 jaar nog steeds onthou, en jy moet dit oor 20 en 30 en 40 jaar nog steeds onthou. Want die tragedie is, as jy met 'n ou mens te doen kry, wat lank al so verbitterd geraak het teenoor God, dat hulle van hom weggestap het. Dat hulle nie meer kan sien om hom op sy woord te neem nie. Want dis wat geloof is. Ek neem God op sy woord. Hy sal my herstel. Hy sal ook, en een van die kommentatore, Oswald, het dit so mooi gestel, hy sal 'n ou man, weet nie of hy nog meer lewe nie, maar hy het dit so mooi gestel. Hy sê, dat selfs die gevolge, God will find a way to rectify the results, the consequences of your choices. Ek onthou 25 jaar terug, meer, was oor die 30 jaar terug, in Soekmekaar het ek hieroor gepreek. My ma het na my toe gekom na die tyd oor die konsep. Ek kan nie meer die teks onthou nie. En toe sê sy vir my daai dag, dit val ongelooflik baie beteken. Ek sal my lewe nooit vergeet. Hoe die Here dit ook op haar hart gedruk het. En sy was 'n wonderlike mens. Sy was die naaste aan heiligheid wat ek geken het op die aarde. Maar vir haar was dit die wonderlike woorde, dat God sal 'n weg kry. Hy sal 'n manier kry om jou gemors en my gemors, om dit te herstel. Maar die vraag is goed, glo jy dit? En as jy dit glo, dan kom jy na hom toe. Maar dit is nie net 'n geval van tussen my en hom nie. Want dis waar die meeste preke stop. Sodat jy kan 'n getuie wees.
sodat hulle kan sien, dit is die bedoeling, sodat almal kan die openbaring sien van God se karakter. Wanneer God ons uitnooi om te leef soos wat hy is, want ons moet nie daarby verby gaan nie, dit beteken nie, jy kan maak net wat jy wil nie, dit beteken, jy moet aan hom verbonde wees, jy moet in hom opgaan, jy moet aan hom vashak en saam met hom loop, dan sal jy al hierdie goed kry. As jy dit nie doen nie, gaan jy 'n arm lewe hê. Ek kan nie anders as om dit te sê, as 'n verkondiger. Wil jy sukkel? Wil jy armoede beleef, geestelike armoede? Dan moet jy sonder God probeer leef. Dan moet jy jou nie steur aan wat hy jou leer nie. Wil jy in ballingskap wees, in geestelike ballingskap? Dan moet jy jou nie steur aan wat hy jou leer nie. Maar kan jou waarborg? You're gonna go nowhere slowly. En dis wat die Here sê, dis nie wat ek sê. Dis wat die Here sê. Dis wat hy in Psalm 1 sê. Jy is soos kaf wat deur die wind uitmekaar gewaai word. So is die goddelose. Maar die regverdige is soos 'n boom wat by 'n waterstroom geplant is, wat op die regte tyd vrugte dra, waarvan die blare nie verdroog nie. So is die goddelose nie. Daarom, die geknakte riet, die rokende lampe, dis die gesindheid, waarmee ons na die Here toe kom. Elke dag kom ek na hom toe, nie as 'n speelietjie nie. Esegiel praat daarvan, julle maak, julle sê mooi woorde, want julle wil die inligting, julle wil antwoorde van God kry. Party mense bid so, hulle wil altyd antwoorde van God hê. Ek wil die rigting, hulle lyk so vroom, hulle lyk so toegewyd, maar hulle harte is ver van God af. Hulle harte is nie daar nie, hulle is nog in beheer. Die een wat op 'n nulpunt is die een wat sê, kyk, ek het niks, Here, ek kom na U toe, elke dag kom ek na U toe, maar ek weet, by U is daar die seëninge, die beste wat daar is, maar dis net by U. Dis net by U. Dan is daar vir my lewe. Kyk, die boodskap wat ek nou met julle so deel, het julle al op baie maniere en variasies gehoor? Of het julle? Maar daar's baie mense wat eksepsie neem oor die eksklusiwiteit van hierdie boodskap. Dat daar net lewe is in Jesus Christus. Dat daar net seën en 'n toekoms in Jesus Christus is. Dit wil hulle nie weet. Want is nie billik, sê hy. Is nie billik nie. En ons hak daaraan aan. Ons sal maklik saampraat en sê, ja, dit klink dan 'n bietjie te eksklusief. Daai mense is dan ook toegewyd van die ander godsdienste. Wie is die knegt van die Here? Wie het hierdie nuwe lewe geskep? Deur wie kom die seën? Wie is die een wat dit vir jou verniet gee? Jy kry nêrens iets verniet nie. Nêrens. Party mense se lewe is so Sisyphus. Wie van julle ken vir Sisyphus? Wie weet van hom? Miskien is my uitspraak nie reg nie, ek dink julle weet. Onthou julle vir Sisyphus? Hy is die een wat met die gode, hy het die gode 'n rad voor die oë gedraai. Kom uit die Griekse mitologie. Hy het die gode 'n rad voor die oë gedraai. Wie classics gedoen op skool? Het ek net gou sien? Steek gou op die hande, wie classics gedoen? Een, ja, daar sak die kop op sommer. Wie nog? En toe het die gode, hy het gesê, hulle moet hom nie begrawe nie, want hy wanted to be resurrected. En toe word hy gestraf. En wat is sy straf? Hy moet in die onderwêreld die klip oprol teen die berg. Onthou julle nou? Maar elke keer net voor hy bo kom, dit het vir my nogal angs gegee toe ek 'n kind was en ek dit gelees het. Net voordat die klip bo kom, dan rol hy weer terug, dan begin hy voor. So is party mense se lewe. Hulle het 'n ewige stryd om te probeer bo kom, maar hulle kom nooit bo nie. Daar gebeur altyd enigiets. Waar is bo? En wat is bo? Wat is jou definisie van bo? Wat is dit waarna jy streef? Dit is die vraag wat jy vir jouself moet antwoord. Jy moet maar die hand in eie boesem steek vanoggend en vir jouself afvra,
Jy sit hier doodmoeg, gestres, want jy wil bo wees. Jy wil bo uitkom. Waar is bo? Wat is die belangrikste? Jy moet dit vir jouself vra en antwoord. Kom koop sonder om te betaal. As jy ver van die Here af is, gaan jy daai klip rol en jy gaan 'n moeilike rol soos wat die jare aangaan, maar jy gaan agterkom. Ek is besig met 'n futiele oefening en dis die hele punt. Sisyphus-syndroom is die futiliteit van dit alles. Hoe kan ek dit sê? Hoe kan ek hierdie goed so sê? Want die Here sê, ek is die een wat lewe. Ek is die een wat die lewende water gee. En dan spring jy na Openbaring en sê, in die nuwe Jerusalem is dit vanuit hom, vanuit die middelpunt, vanuit hom is dit die een wat die lewende water vloei. En ons koppe werk het so, ons sien onmiddellik daar's 'n fontein en elke dag gaan skep ek met my goue bekertjie. Is dit nie waar? Dis hoe ons dink daaroor. Dis nie noodwendig hoe dit werk nie. Hoe dit werk waarskynlik is dat in die totale omvattendheid van die vredevolle bestaan sonder enige vorm van bedreiging, dit alles kom uit die bron en dit is Jesus Christus wat dit bewerkstellig het. Dan is hy wat vir ons toegang gee tot God die Vader. Alleen deur hom kry ons toegang tot the real life. Daarom kyk 'n gelowige altyd vooruit met hoop. Maar nou leef ons in hierdie wêreld, maar wat is jou en my verantwoordelikheid? Ons is die getuies. Kan mense sien dat Jesus Christus is die koning in jou en my lewe? Kan hulle dit sien? En kan hulle deur my witness hom eer en hom na hom toe hardloop en sê ek is ook een van hulle wat nou moedeloos, ek is op moedverloorse vlakte, ek is een van hulle? Kan hulle sien dat ek het 'n antwoord? Kan hulle in my lewe sien dat daar is 'n vredevolle bestaan omdat ek aan hom behoort? Kan hulle sien in my omgang horisontaal met mense dat ek anders is as die ander? Of lyk ek net soos die res by die werk? Praat ek net so? Dink ek net so? Weet julle wat is die skokkende van die Bybel? Die goddelose in hierdie konteks is nie die slegte een nie. Die goddelose is die een wat sonder God probeer leef. Dis die goddelose. Dis die een wat die kaf is. Dis die een wat die klip rol. Dis die een wat besig is om te go nowhere slow. Dis die goddelose. Daarom is hierdie boodskap so ongelooflik belangrik. Vir almal van ons, want ons kan gemaklik raak in ons geloofsverhouding. Want het raak by baie mense net 'n kopverhouding. Waar is jou hart? Waar is my hart? Ek moet elke dag daai vraag vra. Elke dag. Wat 'n klip is ek besig om te rol? Teks eindig dat hierdie transformasie sal plaasvind. Hierdie vreemde doringbosse wat verander. Hulle het nie mooi geweet om dit te interpreteer nie. Hulle het gewonder, gaan dit nou so gebeur as die volk uit ballingskap uitkom, soos wat hulle terugtrek Jerusalem toe, nou gaan alles verander. Die doringbosse gaan nou verander in groen bome. En dit gaan vir altyd so bly as 'n teken. Nee, dit is duidelik nie letterlike lees hoe dit gaan wees nie. Maar dit is op 'n manier 'n simboliese vooruitskouing. As ek hoop op Christus, dan sien ek al klaar die totale herstel van myself, my eie lewe, ander mense se lewens. Ek sien die herstel van die skepping wat net Jesus kan doen. Net Jesus Christus kan dit doen. Sien julle die prentjie van die grootte van wat die Here Jesus kom doen het in hierdie wêreld? Die omvang wat ewig geluk in stand sal wees, waarin ek en jy deel. Eendag sal ons terugdink aan hierdie tyd wat ons saam was. En ons sal terugkyk. En ons sal vir mekaar sê, ons het nog 'n pad gehad om te loop. Maar ons sou nooit kon droom oor wat vir ons in plek gehou is en bewaar is deur die goedheid van die Here
Want hy sal vir jou daar ontvang en sê, kom kry, kom koop sonder om te betaal. Die beste van die lewe. Hoekom? Want dis wie God is. Ek gee dit vir jou. Wat vra ek van jou? Glo dit. Neem my op my woord. Stap saam met my. Volg my. En jy sal ontdek. Dan sal jou lewe nie droog wees nie. Die geestelike reën wat val op jou lewe in hierdie oggend, dis waarvoor ek bid. Dat jy hier sal uitstap en vir my sal sê, ek is papsop nat gereën deur die genade van die Here, die reën, sy woorde wat oor my gekom het, en dit sal nie onvrugter sake na hom toe terugkeer nie. Hy bereik sy doel volkome vandag met jou opnuut as jy op sy woord neem. Dis vir jou. Dis vir my. Amen. Kom ons bid saam.